Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers potgooi-reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi-reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Dewald Olivier is sedert 2018 die hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging, waar hy in sy hoedanigheid toesig hou oor die vereniging se werksaamhede ten einde nakoming en doeltreffendheid op alle vlakke te verseker. Dewald het 'n MBA met lof verwerf aan die Noordwes Universiteit se besigheidskool, wat hy as 'n bepalende ervaring beskryf, en dien ook as voorsitter van sowel die MBA Alumni Vereniging as die adviesraad van die besigheidskool. As iemand met jarelange ervaring in die landbouindustrie, spog Dewald met 'n bewese baanrekord in die omskakeling van besigheidsdoelwitte en strategieë en taktieke. Lekker leer en lekker luister. Dewald, welkom in die atelier, man. Het is lekker om jou hier so te hê. En ja, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Jou swattings, jou werk en waar jy jouself nou bevind. Man, Jacques, ek is gebore hier in Pretoria. Ek kan nie presies die dag onthou. Ek kan die dag onthou, maar ek kan nie onthou wat gebeur het op die dag. Ons het verhuis baie kort nadat ek dink ons was so 6 of 7 toe verhuis ons na Zenien toe, en ek het my skoolloopbaan in Zenien klaargemaak. In die avokado wêreld. Ek sê altyd, ons het nie botter gehad om te eet op ons brood nie, ons het avou gesmeer. So dit was nogal lekker geweest. Ag, en papajas en lychees en al die goeie. Jy het alles beste. Ek het alles beste. Ja, jy Ernst familie. Ernst. Ernst het ek in ons goed. So ander Ernst. Hoërskool voltooi in Zenien, Ben Foster, en miskien, come to think of it, as ek terugdink, moes ek dalk in die landbouskool gewees het in Merensky, maar my ma was by die Merensky, so daar was altyd 'n twis in die huis gewees. Ek was in Ben Foster, en my broer en my suster was in Ben Foster, en sy was administratief gewees by Merensky. So was dit net die konflik om die eetkamertafel? Ja, net so, elke keer as daar sport is, en dan is dit rugby en netbal, en maar Merensky is so, en sê ons nee, jy verstaan nie, jou kinders is in Ben Foster, jy moet kies. Kry prioriteite reg. So na skool het ek gaan regte studeer op daai stadium was dit die Potchefstroom Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys. CAO. Ja, kyk, kom ons los dit daar. CAO, dit was die CAO gewees. Later het dit nou die NWI geword, maar ek het begin met B-Juris. En in daai tyd het hulle Dis nou regs, né? Ja, regte. Ja, dit was ek was eerste jaar 1996. In daai tyd, ek dink in my tweede jaar het hulle dit omskakel na LLB toe. So eers het jy 'n B-Juris gedoen, en dan is 'n tipe van 'n nagraads of 'n het jy LLB gedoen. Yes. Dis amper soos 'n regsmeesters, né? Ja, dit is soos honneurs. Die LLB was 'n honneurs geweest, en dan het jy jou LLM gedoen daarna. Okay. So ek het begin met 'n B-Juris, en die plan was om 'n LLB te doen daarna, en soos ek sê, so halfpad toe change hulle dit. Dus hulle maak nou 1 graad, 'n 4 jaar regsgraad LLB. Was 'n bietjie moeilik ek het eers gesê ek gaan aangaan met die B-Juris, en dan sal ek daarna LLB doen. Maar ek dink hulle het dit so gemaak dat jy maar moes oorskuif. So die klas het so 'n bietjie gebots, en so en toe in my 3de jaar toe staan ek oor na LLB toe. En toe het ek my LLB graad gekry.
En ook natuurlik vanuit die staanspoor gesê, maar LLB kan nie genoeg wees nie, want dis dan nou net 'n graad. Yes. Alhoewel dit nou 'n graad in honneurs in een was, ek wou meer doen en ek het toe ingeskryf vir my LLM, my meestersgraad in en uitvoerreg. En Ek wil nou net sê, so jy toe nou jou sweet spot, jy like hierdie invoer-uitvoer ding. Ja, So dis die lekker ding van regte, jy is so wyd, dis nee. wyd, dis verskriklik wyd. Maar kyk, 'n dag op die pik is 'n dag op die plaas, het ons altyd gesê. So ek het bietjie lank gevat in my LLM. Ek het alles goed gedoen met my vakke, maar ek het by die einde van die dag nie my skripsie ingehandig nie. En so het niks met Joel te doen of sulke goed. Man, ek was op die studenteraad en ek was Joel voorsitter gewees. Ja, lekker skarrel. Maar dit was daarmee daar voor die tyd. So en ja, ek dink ek het so 'n bietjie 'n knak gevat toe ek my skripsie nie ingee nie, want dit was die enigste ding wat ek moes gedoen het. En ek het ek dink ek was lui. Ek het begin artikel en ek moes trouringe begin koop of verloofring. So daar het 'n klomp goed gebeur, maar op die einde van die dag dink ek was ek bietjie slap geweest. En ek het op 'n stadium besluit, maar hierdie is nou genoeg. Ek moet ergens 'n streep trek. Yes. En my LLM verander toe in 'n hoër diploma. So ek kry toe 'n hoër diploma in invoer en uitvoerreg. Wat nie sleg is nie, en ek dink dit was baie goed geweest. Maar ek sou graag die LLM wou gehad. Yes. Dit het later eintlik 'n dryf geword by my en dis die rede hoekom ek sal nou verduidelik, maar okay. Ek het van daar af het ek gaan praktiseer. Ek was my artikels gedoen in Rustenburg by 'n maatskappy met die naam van Velden Duffy, 'n redelike bekende prokureursfirma in Suid-Afrika en veral in Gauteng en omgewing. Wat het hulle in gespesialiseer? Kyk, hulle enigiets en alles, maar wat hulle nogal bekend maak is, ek dink Ignas Kleinschmidt was op RSG doen hy wat sê die prokureur. Okay, so dit was baie lekker tyd geweest by hulle. En aan die einde van my jaar, my artikeljaar, my 2 jaar, toe besluit ek, ons skuif Jeffreys Bay toe en ek word 'n professionele assistent in Jeffreys Bay. Ek ben nou gespot en gesê surfer, maar dit was amper soets. Gaan surf. Kyk, dit was natuurlik vir my verskriklik erg om van Rustenburg af maar dieselfde klimaat amper as hy is in Gauteng is, dus gedryf die hele tyd in Jeffreys Bay en in die Oos-Kaap oor die algemeen. Kyk, ek sê, hulle praktiseer 'n heeltemal ander law in die Kaap en Oos-Kaap oor die algemeen. Dit lyk net anders te. So, in Jeffreys Bay werk het so, if the surf's up, the surf's up. Jy kry niemand nie, of jy nou 'n tandarts of 'n dokter, prokureur, maak nie saak nie, apteker, as die surf reg is en die weer is reg, is almal op die strand. Dit was nogal baie frustrerend aan die begin, maar mens raak baie van 'n gewone aan. Ek kan jy sê, dis lekker op die strand. My probleem was gewees in daai tyd. Dit was 2006, 2007. So toe die wêreldinsinking en al die goederes, eiendomsmark val en alles. Toe ek het net daarna, begin 2006 het ek my eie praktyk begin. En Ekskuus ek van jou rede, maar J-Bay het natuurlik ook ontplof, nee. Maar dit was daarna. Is dit daarna eers wat okay, so hierdie was nou nog. Ja, hierdie was voor die tyd gewees. Daarna het hy aansienlik uitgebrei. Ja, toe hy was nou nog klein dorpie. Hy was klein dorpie. Wel, ek dink daar was 'n klomp ontwikkeling gewees. Ek dink veral die Bloemfonteiners is ons natuurlik mal oor Jeffreys Bay. Almal gaan, dis klein Bloemfontein. Almal is mal oor Jeffreys. So ek dink behuising het ontplof tot 'n groot mate. Die ontwikkeling, die besigheidsontwikkeling was nog nie daar gewees. Okay. Ek dink daai mall in Jeffreys Bay daarbo het nog nie bestaan nie. Yes. En toe ek dink hy's eers daarna, hy's 'n jaar of wat daarna eers begin bou. Want ek weet jou grootste ek dink net aan my tyd wat ek 'n bietjie besigheid gedoen het in Niemandsdorp. Jy het mos Woodlands Dairy, nee. Ek wil dit was van jou seker jou grootste besighede nog steeds, nee, maar dit was omtrent dit. Ja. Daar was nie veel meer. Nee, daar was nie meer veel meer as dit gewees nie. Jeffreys Bay was baie goed vir ons gewees. Baie goeie leerskool. Maar ek was alleen. Ek dink dit was my groot ding. Ek was in 'n besigheid gewees wat ek was die be-all and end-all. Ek het 'n sekretaresse gehad. Ek het op 'n keer baie jammer gekry want ek dink ek het heeltemal oor haar kop gepraat en strooi gepraat. En soos ek sê, dit was met die insinking. Die ekonomiese insinking het plaasgevind en dit was chaos. Ek bedoel, almal het stil gestaan. Niemand het besigheid gedoen nie. Ek het 'n eiendomsagentskap gehad en ek was 'n transportbesorger, maar niks het gebeur nie. Wat ek wel gesien het is die mense het teruggegaan na die ouer prokureurs toe, die bestaande besighede, want hulle kon krediet gee. En waar ek kontant nodig gehad het om my besigheid te doen, kon hulle uitstel daar kry. So dit was 'n redelike 'n moeilike tyd gewees. Ek dink dit was 'n draaipunt vir my gewees want ek het besef dat
ek wil sê die prokureursberoep is nie noodwendig vir my nie. Dis alleen en ek het vir myself gesê om op een plek die hele tyd te wees vir die res van my lewe gaan my kla maak. Dink jy as jy nou daai tyd jou R100,000 'n maand verdien het, sou jy anders gevoel het? Of is dit sou dit net daai revelation wil ek sê uitgestel het? Ek dink dit sou dit uitgestel het. Kyk, geld is nie alles nie, maar dit maak baie goed baie gemaklik. Ek dink dit sou dit uitgestel het tot op 'n punt wat ek gekom het op die stadium wat ek daar was, ek kan dit dalk by sê. Het van die ander prokureursfirmas my genader en gevra ek moet 'n tipe van 'n liaison posisie aanneem by hulle. Ek het 'n groot mond. Ek hou van sport en hulle wou gehad dat ek moet vir 'n lewe gaan golf speel. Ek moes 'n PR wees vir sekere van die prokureursfirmas. Want jy het nou die tegniese lingo, jy kan die 100%. Taal praat, verstaan. En op daai stadium was dit nog nie bergfietsry nie, maar dit was golf. Dis dit was ervaring. Dis was nou die nuwe midlife crisis, yes, die bergfiets. So op daai stadium was dit nog golf geweest en ek kan goed onthou dat een van die groot prokureursfirmas in Jefferies is CV Malan en ek wil nou nie die prokureurs naam doen nie, maar hy het professioneel golf gespeel, verstaan, en hy het net besigheid gekry op die golfbaan, en hulle het gesê, maar ons moet ook iemand nodig. En dit was een van die oorwegings geweest wat ek gegee het, maar ek het daarteen besluit. Ek het op daai stadium nie geweet wat ek doen nie, maar dit was die beste besluit wat ek kon neem. Ek het geskuif na 'n landboumaatskappy met die naam Suidwes Landbou in Leeudoringstad. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Sedert sy ontstaan in 1909 het die Suidwes Landbou gegroei tot een van die grootste landboubesighede in Suid-Afrika, wat 'n geografiese area van 13.5 miljoen hektaar bedien. Suidwes Landbou help om welvaart en waarde vir lede, klante en personeel te skep deur die implementering en die uitbreiding van hulle besigheidsmodel op plaaslike, nasionale en internasionale vlakke. Suidwes Landbou belê in die landbouwaardeketting deur op 'n geïntegreerde wyse te voorsien in toepaslike landboukundige produksie-insette, dienste en marktoegang in die samewerking met produsente. Leeudoringstad werk so, jy huil as jy daar aankom en jy huil as jy weggaan. Dis een van daai tipe dorpe en my vrou het gesê sy trek nie verder as die Mooirivier nie. Daar's nie 'n manier nie. En ons het van Jeffreys Bay af Potchefstroom toe getrek. Terug na die studentedorp toe waar ons was. 'n bietjie familiariteit, fondasie. Yes. Corita, my vrou wat daai stadium was besig met haar doktorsgraad. Klaar gemaak en in die finale jaar of in haar finale proewe en haar finale skryf van haar doktorsgraad, haar skripsie, het ek begin met my MBA. So ons het ek sê altyd my MBA was nie die divorce nie. Ek het 2 van my kinders in die 3 jaar dat ek my MBA doen gekry. So dit was 'n ander. Nee, dit was 'n ander kos. Jou stres is anders geuit. Ja, net so. Gemanifesteer. Ja. Maar ons het net ons tweede kind en ek kan sê die sprong van die eerste kind na die tweede kind is jou grootste sprong. Ek kan dit sê want ek het 5 kinders. So die jongste is nou 6 maande, nee, so julle geslypte tande. En ons besluit toe maar, want ek moes toe 2 ure 'n dag ry, dis 'n uur van Potchefstroom af Leeudoringstad toe. So jy commute nou? Ek commute. Die probleem is dat ek het nie my kind gesien nie. Ek bedoel, in die oggende 5 uur moet ek omtrent klaar maak om te ry en in die aande donker is. Presies, dis selfs nee, dit kan nie aangaan nie. Nou wil ek nog 'n MBA doen. Hoekom het jy op daai stadium gevoel MBA, het jy gevoel jy daai besigheids... Ja, so, kyk, die LLB is fantasties en ek dink dit het 'n baie goeie grondslag vir my gelê binne in dit wat ek doen vandag. Die probleem daarmee is, ek het nooit, ek wil sê tegniese of akademiese besigheidskennis opgedoen nie. Dit was, kyk, prokureurs dink hulle weet alles. En ek sê dit outright, maar hulle doen nie. Daar's van besigheid bestaan hulle uiters min. As ek enigiemand kan raad gee en ek gee dit sommer sonder dat enigiemand vra is, as jy 'n BCom regte graad kan gaan studeer, is dit fantasties. Dis waar die twee mekaar kom. Ek sê dis baie goed. En dis hoekom terwyl ek by Suidwes Landbou was, het ek 'n geleentheid gekry om my MBA te doen. En toe ek dit kry, toe het ek dit met al 2 hande gegryp. En soos ek nou gesê het, daai hoër diploma wat ek nie klaar gemaak het nie. Ek moes vir myself sê, maar ek kan hierdie doen. So jy bietjie jou selfvertroue gerattel. Ja, dit het natuurlik. Want ek het iets nie klaar gemaak nie. En my pa het my baie vroeg in my lewe gesê, man, al sit jy met 'n baard wat tussen jou knie hang, jy sal jou matriek kry. En jy maak klaar wat jy begin het. So
ek het gevoel dat ek gefaal het in myself. En ek moes myself iets bewys. En op grond van dit het ek gesê, goed, die MBA is wat ek wil doen. MBA begin in 2009, toe is ek so 2 jaar by Suidwes Landbou. En ek was regsadviseur aangestel by Suidwes, maar dit was 'n groot, ek het te doen gehad met al die sfere binne in landbou. Ek bedoel, van graan af tot by mekanisasie, tot by handel. Ek het uit die aard van die saak oral gewerk en ek was in al die vergaderings gewees en aksieplanne en dies meer. So daar vir my iets oopgegaan om te sê dat daar's meer daar's meer daar buite as net die law. Ek het eendag 'n kursus bygewoon hier by Tikkies. Toe gaan dit oor die Competition Act, net toe hy begin het. En dit was vir my verstommend geweest om te sien met hoeveel met oogklappe aan die prokureurs, want daar's nou 'n klomp prokureurs binne in die opleiding saam met my. Hoe eenoogig hulle kyk na besigheid. En dis either wit of swart. En yes, ek dink by myself, maar die meeste besigheid word gedoen binne in die grys area en nie in die swart of die wit area nie. Dit loop hier tussenin op die rand van net doen wat jy moet doen om geld te kan maak en jouself so neer te sit sodat jy besigheid kan doen. Want as jy aan die een kant is en jy kom al die wette na, gaan jy nie geld maak nie. Jy gaan baie sukkel. Ja, jy moet stretch the boundaries. Jy need to stretch the boundaries. Toen toe my MBA en ek het fairly, soos ek sê, ek het redelik goed gedoen. Ons het Leeudoringstad toe getrek en van daar af het ek verskriklik baie tyd ingesit. Ek het die daad gelukkig toe klaar gemaak met haar doktorsgraad. En ek het my MBA op daai stadium deur die Noordwes Universiteit gedoen. Nou, vir my was dit 'n maklike keuse. Ek het voorgraads daar gedoen, ek het my hoër diploma daar gedoen, maar ook Leeudoringstad en Potch was ek hier uit mekaar uit. Daar was 'n ander groot ding ook geweest. Ek dink op daai stadium was dit nog die PBS, die Potchefstroomse besigheidskool. En hulle was verskriklik betrokke by landbou. Soos hulle nog steeds is, maar ek wil sê met jy die Leadership Academy dink ek wat Syngenta en gaan SA en ek wil daai van die top programme en dit bestaan al jare. Yeah. So hulle ek weet by die Noordwes NWK, Noordwes Koöperasie, by Suidwes, by Senwes, oral het hulle sulke programme gehad. So hulle was in die oog gewees en hoekom gaan ek verby Tikkies toe of dan nou veral omdat die ouens nou landbou gefokus is. Precies, en hier sit jy 'n landboumaatskappy. So is 'n no-brainer. No-brainer gewees. Ons was so 3 of 4 ouens wat van Suidwes af dit saam gedoen het. En dit was 'n ongelooflike ervaring. Ek dink dit wat ek kon sien in besigheid gebeur en dit wat ek geleer het in die klas. Dit was net en omrede dit geskoei was op landbou. Kan ek sê, dit het vir my deure oopgemaak. Ek wil amper sê dat dit die oogklappe afgehaal en ek het goed gesien wat ek nooit gesien het. Net as ek suiwer regte studeer het. Yes. So die MBA was vir my 'n eye-opener wat ek sal altyd terugkyk, dis 'n defining oomblik in my lewe gewees. Wat ek wel kan sê is as jy nie in besigheid staan nie, is 'n MBA moeilik. Jy kan nie jy moet konteks hê. Jy moet konteks hê. Jy dink jy kan net deur die motion gaan en eksamen skryf, maar as jy nie dit prakties toepas elke dag nie, jy voel jouself. Jy leer niks nie. En jy weet, ek het op een stadium ek is nou die voorsitter van die alumni ook by NWI en by die besigheidskool en wat ek vir hulle op een stadium gesê het is dit maak nie saak waar jy jou meestersgraad of jou LLM of jou MBA ontvang het nie. Dit gaan oor die toepassing daarvan. Of jy nou 'n Harvard MBA het of by enige van hierdie fantastiese universiteite in die wêreld. Jy moet dit gebruik en jy moet dit kan toepas. En dis so moeilik om dit toe te pas as dit net akademies is. En jy kan, soos ek sê, die beste MBA in die wêreld hê, maar as jy nie dit vat en jy maak dit jou eie nie. Daar's 'n ou wat en ek kan sy naam noem. Albie Mouton het saam met my MBA gedoen en Albie, sy bynaam is Varkie. Hy is nog steeds in Botawil. So nou Albie het altyd en ek sal hom hiervoor hy het altyd 'n joke van 'n ding gemaak. En 'n grap. Maar op so het ons geleer. En as jy en ek sê altyd maak iets vas, maak 'n beginsel vas. Al is dit deur 'n joke maar maak dit prakties en maak dit vas in dit wat jy van wat jy moet doen. Ek moet dalk hierdie staaltjie vertel. Toe ek my voorgraads gedoen het, ek sal nie die dosent se naam sê nie, maar ons het 'n beginsel in die regsterminologie van
Facta Probanda en Facta Probantia. Okay. En so jy kan sien waar hierdie gaan. Ek kan al klaar sien. En op die stadium vra die dosent vir my in die klas, maar of sy is eintlik besig met die klas en sy Facta Probantia. Nou dit gaan oor die saak en dit wat lei tot die saak en dan ek wil sê dit wat bykom by die saak. Dit wat jy die beginsels of die add-ons tot die saak. En op 'n stadium praat sy weer van Facta Probanda en ek kyk na hierdie ou wat langs my sit en ek sê van waar kom hierdie rooi bande vandaan wat hulle die hele tyd van praat. Maar dit het ek sal nooit Facta Probanda en Facta Probantia vergeet nie, want ek weet presies ek konnekteer dit aan die rooi bande. So ja, my MBA gedoen, ek het dit cum laude geslaag, baie tyd ingesit. Maar dit klink vir my weer, dit is want jy het hom ontgin soos hy moes, omdat jy dit kan toepas in die werksplek. Daar's konteks, jy verstaan wat jy leer. 100%. En dis hoekom ek sê, jy kan dit akademies benader. Jy kan dit definitief doen. En dit gaan nie daaroor om dit met onderskeiding of met lof te slaag nie. Dit gaan daaroor dat jy dit wat jy leer in 'n MBA prakties kan toepas. Jy hoef nie, ek het hoeveel keer gesien waar daar mense is wat op hulle boude deurskuur, maar 'n sukses daarvan maak aan die agterkant, want hulle kan dit toepas. En nie almal kan dit toepas nie. Veral as jy kyk na MBA. Daai besigheidsbeginsels moet jy kan vasmaak en jy moet dit kan implementeer. Ja. En dis maklik om te sê, jy dink aan iets soos makro en mikro-ekonomie, en dit is daar buitekant en is 'n boekie wat hulle uitgee, maar op die einde van die dag moet jy dit deel maak van dit wat jy doen. En as jy dit nie doen nie, gaan jy nêrens kom nie. En jy kan die beste MBA hê, soos ek sê, as jy dit nie kan toepas nie, maak dit nie saak nie. Ek wil vinnige ding, jy sal nou onthou, in ons tyd, ek het nou op koffsies geswat, toe ek met besigheidsgraad begin, toe sit, ek moet nou finansies tegniek, my pa teken in vir my, ek dink na 3 jaar, toe hulle so ophoop, sê my pa, hy dink nie, hy gaan verder geld mors, maar dit was nou die naaste aan praktyk, nee, is om nou, kom ons lees nou, maar nou kom ek agter, ek lees so, ek verstaan nie wat die hel in die ding staan, nou wil ek om die lees nie, nou omdat dit teoreties was, ek het nie konteks gehad, maar anyway. So toe word jy nou blootgestel, landboumaatskappy, verskillende, ek wil sê dissiplines binne in 'n landboumaatskappy, en jy het nou die MBA, jy het lekker besigheidsagtergrond, so wat spring toe daar uit? Op daai stadium, kry ek toe geleentheid om die groep risikobestuurder te word van Suidwes. Nou risiko is 'n baie snaakse ding en daar's baie mense wat dit mal is daaroor, maar vir my het ek gevoel dat op risiko is alles negatief. Ek moet heeltyd na die negatiewe kant kyk. Wat kan gebeur? Worst case scenario. Wat gaan hier gebeur? As ons dit doen, so dit was vir my verskriklik negatief. Ek het gevoel ek kan nie groei nie. Ek kan nie iets skep en neersit nie. So ek het uit die aard van die saak besluit, goed, volgende stapie. Kom ons kyk waarheen gaan ons van hier af. En in 2014 het ek 'n geleentheid gekry om stad toe te kom. Nou dis van die groot leeu, die magtige Leeudoringstad. Maar julle nou, die trane is opgedroog. Julle is nou is julle verlief. Ja, kyk, wat ek so sê, my laait het altyd gesê, hy verstaan nie hoekom is dit Klerksdorp en Leeudoringstad. Stad nie. Ja, dis 'n baie goeie vraag. Hierdie goed maak nie vir hom sin nie. 2014 skuif ons die groot Pretoria toe en ek word initieel aangestel as 'n regsadviseur of 'n groep regsadviseur by 'n konstruksiemaatskappy. So 3 maande daarna te word ek die hoofoperasionele beampte, die COO. En baie groot dryf gehad. Dit is sekuriteit maar konstruksie. Okay. Die fokus was maar op tronke en dies meer. So dit was 'n baie cutthroat besigheid en veral omdat dit konstruksie is. Konstruksie is hond eet hond. Ek het daar goed geleer wat ek baie dankbaar oor is in besigheid. Dis nou weer die grys. Dis nou waar daai grys gedeelte is. Dis daai grys gedeelte is oor hoe jy 'n lyn loop en is baie belangrik om jy weet die ding is jy moet voor die tyd besluit jy gaan nie die lyn kruis nie. Jy gaan nie na die swart toe gaan nie, maar op die einde van die dag moet jy alles in jou vermoë doen om 'n besigheid in die gang te hou sonder om ek wil sê to cross over to the dark side. Jy kan nooit so toe gaan nie, maar jy moet alles in jou vermoë doen om binne die lyne te bly, maar nog steeds geld te maak. Ja. En waarde toe te voeg. Dit het so, ek het in 2017 het ek by hulle bedank en ek het as konsultant begin werk terug in landbou in die katoenbedryf.
En daar het ek gaan kyk na naspeurbaarheid spesifiek en die implementering van naspeurbaarheid en hoe die voordeel wat dit kan gee. So 'n jaar het verbygegaan en toe kry ek 'n geleentheid om 'n posisie te aanvaar binne die rooi vleisbedryf. Nou, dit was nie maklik nie. En op baie stadium, wat ek by Suidwes Landbou was my besturende direkteur 'n man met die naam Skalk Pienaar. So Skalk het ook vanuit my aanstelling daar en die pad wat ons mekaar geloop het, my mentor geraak. So dis 'n ander ding wat verskriklik belangrik is om mentors in jou lewe te hê. Ek dink dit is belangrik om jouself te vereenselwig met hoe 'n persoon besigheid doen en aanklank, en dit is baie belangrik om aanklank te vind by daai persone. Ek meen die persoonlikhede moet praat. Dit help nie jy praat met 'n ou wat jy totaal en al verskil mee nie, want dis nie veronderstel om 'n geveg te wees nie. Dis veronderstel om 'n ek leer by jou. Dis 'n klankbord, is jy maak jou ore oop in klankbord. 100%. So ek en Skalk het 'n baie goeie verhouding gehad. Hy is oorlede so 'n paar jaar gelede, maar 'n fantastiese leermeester gewees. Oor hoe om goed te doen en spesifiek hoe om goed in landbou te doen. Okay. Want dit verskil. Elke industrie het sy eie nuances, sy eie politiek, sy eie mense. En van die eerste oomblik wat ek betrokke geraak het by landbou, was dit lekker. Daar's iets aan landbou, en ek kan dit sê want ek was nou in die kan ek sê konstruksiebedryf ook gewees. En dis twee wêrelde uitmekaar uit. Dis nie dieselfde mense nie. Dis nie dieselfde persoonlikhede nie. Daar is nie, dis onvergelykbaar. Landbou is net landbou. Kan ek my blootstel, okay, en ek's trotse Vrystater, jy weet, so meeste van my pelle is boere, maar daai is vir my, ek noem dit handshake mense. Is what you see is what you get. Dis daai ou skool se waardes en jy kan daarmee werk. Daar's nie snaakse. Ja, daar's nog. Kyk, mense is mense. Ek gaan nooit sê alle boere is nice ouens nie. Ons gaan nou nie dit doen nie, maar daar's nice mense in konstruksie ook. Ja, ek wil net sê daar's nie net poepolle in konstruksie nie. So ja. Ja, en ja, jy is 100% reg. So landbou grab 'n mens. Dit vou jou toe. Ek dink is soos een van daai vleevangers. Hy maak jou heeltemal toe en hy hou jou vas. So landbou, jy kom nie uit landbou uit nie. Ek dink as jy eenmal in landbou was, is dit verskriklik moeilik as jy daar moet uitkom. En jy hinker altyd terug. Dit was vir my so gewees. Ek het altyd teruggedink aan hoe is dit in landbou? Dit werk anders, dit lyk anders. So dit was my fantasties om terug te kom binne die landboubedryf. Skalk het my enoggend gebel en gesê, luister, hier is 'n potensiaal, jy moet kyk na hierdie posisie. Ek maakte die opmerking, sê, Skalk, daar staan GM, ek is nie 'n general manager nie. Sorry, jammer ek staan nie belang nie. Hy los my toe. Nee, soos 'n goeie mentor los hy my toe. Hy stryd nie met my nie, en hy bel my so 'n week aan. Hy sê, luister, ek sê vir jou, kyk hierna. En lang gesprek vorentoe en agtertoe, en ek sê vir Skalk, dis reg, ek sal my CV insit. En deur 'n redelike 'n strawwe proses gegaan, en soos hulle sê, die rest is history. Aangestel is die executive officer, maar hulle kan my noem wat hulle wil. Ek gee nie regtig om nie. Ek verteenwoordig voerkrale in Suid-Afrika. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Voerkraaloperateurs het algemene probleme begin ondervind te maak met statutêre liggame en opposisie van primêre produsente en bureaukratiese strukture wat hulle as kompetisie beskou het. Dit het die operateurs genoop om in die vroeë 70er jare bymekaar te kom en op 'n gemeenskaplike grond die SA Voerkraalvereniging te stig. Die Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging het min of meer dieselfde groeipyne as die industrie ervaar, maar is nou 'n selfstandige lidbefondste organisasie wat 96% van alle vee in voerkrale verteenwoordig met kantore in Centurion. Deesdae floreer die voerkraalindustrie wat ongeveer 75% van alle beesvleis in Suid-Afrika produseer. My kinders vra gewoonlik vir my, wat doen jy? Wat doen jy? Ek drink koffie vir 'n lewe. Dis wat ek doen. Ek is So jy het nou van jy die golfbaan en brandewyn verruil vir net so vir koffie. Vir koffie. Ek is 'n lobbyist. Dis wat ek doen. Ek praat met die regering, ek praat met die rooi vleisprodusente organisasie,
aan my linkerkant en ek praat met die abattoir vereniging aan my regterkant en op die einde van die dag kyk ons na hoe lyk die rooi vleiswaardeketting in Suid-Afrika. Wat vir my belangrik was en goed wat my gehelp het binne in dit wat ek tans doen is, alhoewel ek het nie my eie besigheid nie, maar ek het ander mense se besigheid wat vir my belangrik is. Yes. En dis baie die setup wat jy het as jy 'n prokureur het. Want as een van my lede met my kom praat, kan ek nie dit wat hulle vir my sê vir 'n ander voerkraal sê nie. Ek bedoel, ek moet dit in vertroulikheid hanteer. Maar daar is tog goeders wat cross-cutting is, wat oorhoofs is wat hulle dieselfde probleem het. Ek vat byvoorbeeld as ons 'n biosekuriteitsprobleem het, is dit vir almal belangrik. Maar dit wat op daardie persoon se voerkraal of in sy besigheid gebeur, kan ek nie met die ander deel nie. Natuurlijk. En jy moet verstaan wat hy vir jou sê. 100%, 100%. Nou gelukkig, een van my voordele is ek is vlug van begrip. So ek kan redelik vinnig verstaan wat 'n probleem is. Ek het baie ander nadele, soos ek is hardkoppig en 'n klomp ander goeders, maar ek kan dit verstaan en dit is verskriklik belangrik. Maar ek moet besigheid verstaan. So alhoewel ek 'n baie klein gedeelte van myself, want dit gaan nie vir my op die einde van die dag oor wins nie. Dit gaan oor my lede se wins. Doen hulle goed, kan hulle besigheid doen. Kyk ons byvoorbeeld na uitvoergeleenthede. En wat wil hulle hê? Ja. Hoe wil hulle lyk? En dan moet ek ook verstaan dat daar sekere voerkrale is en met abattoirs wat nooit wil uitvoer nie. Hulle wil net plaaslik lewer. Maar hulle ondersteun die groter abattoirs en voerkrale om te kan uitvoer. Want as dit gebeur, is daar weer 'n gap in die Suid-Afrikaanse mark waar hierdie binnelandse ouens kan vleis lewer. Yes. So jy moet ekonomie en besigheid verstaan. Kom, ek wil sommer uit die blok uit daar, verstaan hierdie voerkraal of kom sê nou jou Constituents, my lede. Jou lede, verstaan hulle waar hulle in die waardeketting inpas? Is dit 'n uitdaging om daai ripple effek? Ek sê altyd dit is, ek dink, ek wil nou nie polities raak nie, maar ek dink is meer ouens die ripple effek kan verstaan. Het sy besigheid of net in 'n goeie ou loot. Jy weet, dan gaan die wêreld dalk 'n beter plek wees. Ek glo hulle verstaan presies waar hulle inpas in die waardeketting. Kyk, dit is soos... Maar is dit deel van julle ware wat hulle toevoeg? Byvoorbeeld, is dit 'n ding wat die ou, hy weet, sy eie hoedanigheid het dit uitgefigure. Ek dink, die meeste van hierdie ouens het dit uit hulle eie hoedanigheid, hulle verstaan dit. Ek dink, presies dit, kom ek vat 'n voorbeeld. Jy het nou spesifiek verwys na die looting. Okay. Ons sit in KwaZulu-Natal met 2 voerkrale en ek gaan geen naam, no name is no pactral. Die grootste 2 voerkrale in KwaZulu-Natal op hierdie stadium het 'n probleem met back and closure. Nou die effek van back and closure binne 'n voerkraal is daai voerkraal word en dan natuurlik as jy 'n plaas ook het, maar ek kan praat nou vanuit 'n voerkraal perspektief. Yes. Word onmiddellik onder kwarantyne gesit. Besigheid stop. 100%. Jy kry nie nuwe beeste in nie, geen beeste gaan uit nie. Die effek hiervan is, vir een van hulle, dis 'n voerkoste van R600,000 'n dag. Sonder dat jy enige kontant inkry. Dis die probleem, want onthou dis 'n masjien wat loop. Vir elke bees wat jy hierdie week insit, moet jy een uitvat. Om die cashflow te laat loop. Nou staan jy vir 'n maand met 'n voerkoste van R600,000 'n dag. Jy moet 15,000 beeste voer. Waar kry jy jou inkomste? So die effek daarvan, hierdie ouens verstaan dit presies. Maar dit gaan verder as dit. Nou sit ons in KwaZulu-Natal met die feit dat, ek weet van een persoon wat 6 slaghuise gehad het en al 6 is geplunder. So die toegang vir die verbruiker tot vleis is onmiddellik afgesny. En dis nie net rooi vleis nie, dis hoender, dit is, nou ek mag nie sê vark nie, want vark is rooi vleis eintlik, dis gebleikte bees. Kyk die ZCC ouens mag ons nie vark eet nie, maar hulle noem dit gebleikte bees. So dis fyn. Hoender, vark, dis alle proteïen. Ek meen word onmiddellik afgesny deur 'n slaghuis wat jy, en enige kettingwinkel for that matter. Maar nou is daar 'n tweede gedeelte. Nou probeer ons KwaZulu-Natal weer op die been kry en kos voorsien, voedselsekerheid. Maar jy het 'n voerkraal wat stil staan. So ek dink die rooi vleis waardeketting verstaan hulle plek. Die vraag is baie keer verstaan die rolspelers wat nie noodwendig betrokke is in hulle plek. Dis nie 'n politieke gesprek nie, maar baie keer sukkel ons met en dis maar net vanuit die plek waar ons daarna kyk. Die regering wat nie verstaan dat
die rol of die effek daarvan om vir 'n maand en 'n half, dit gaan nie eers vir 'n maand en 'n half nie. Jacques, dit gaan daaroor om, ek het 'n besluit gemaak gister, dat jy mag slag, maar ek gee die brief vir jou oor 2 dae. Dis 1.2 miljoen rand se kos, wat ek kon spaar as ek vandag kon slag. Yes. Dis die effek daarvan. En baie keer, verstaan die rolspelers, en spesifiek die regering, nie noodwendig wat die effek het van, ek laat 'n brief oorstaan tot môre nie. Ja, want môre is nog 'n dag, maar dit is nie, in hierdie situasie, scenario is dit maak dit moeilik. Ja. So dis waar my Dewald en my lobbyposisie inkom, is om te verduidelik. Ek het 'n opvoedingstaak ook om te sê, maar luister, dis die effek hiervan. En nou kom dit na 'n volgende stap toe oor is, my persoonlike opinie is die meeste probleme wat ons in Suid-Afrika het, is oor dat ons nie praat nie. Ons sê vir mekaar, en ons praat met mekaar die hele tyd, maar ons praat nonsens. Ons wil die hele tyd ons posisie verdedig, eerder as om te verstaan, hoe sien die ander persoon sy standpunt, of hoe gaan hy sy standpunt? Ons praat oor die groot prentjie. Ja, dis en groot. Hoe speel ons in hierdie ratte? Gaan ek noodwendig saamstem oor hoe die ANC goeders doen? Nee, ek gaan nie. Maar ek verstaan dat hulle 'n spesifieke doel het om iets te bereik. Ja. En nou kan ek as besigheid, want dit is baie belangrik, ons kan nie politiek en ekonomie meng nie. En ons wil graag, en ons het die laaste 26 jaar. Maar dit werk nie. Want as dit gewerk het, dan sou ons heeltemal anders te gelyk het as wat ons nou lyk. Feite. So, vanuit 'n besigheidsoogpunt, dink ek, is ons en my lede heeltemal anti-politiek. Totaal en al. Dit nie 'n saak met wat die politiek sê nie. Ek wil so ver gaan om te sê, ek het nie 'n saak met wie aan bewind is in die regering nie. Maak nie saak nie, solank ek kan besigheid doen. Yes. Dis ja, ek wil amper sê, die all in the end. Ek sê altyd vir ons Suid-Afrika, selfs nou waar ons onsself bevind, ek sê altyd net, jy weet, as die politici net uit die pad uit bly, ons besighede, ons het genoeg talent, innovasie, wil, om het ding, ons sal dinge maak werk, maar gee pad. Kom weer die pad uit. Staan op sy, en weet jy wat nie, ons sê julle nog goed lyk ook. Ja, ons sê julle het goed lyk. Yes. Ek het nie 'n saak nie, maar gee my die geleentheid om te kan besigheid doen in hierdie pragtige land van ons. Want ons het 'n amazing land. Yes. Ons kan 'n bietjie deviate en afdwaal van wat ons praat ook, maar daar's soveel mense wat vriende van ons wat op hierdie stadium na hierdie looting wat die land verlaat het. Wat gesê het net genoeg is genoeg. Ek wil sê in 1 uit elke 5 gesprek is die opmerking, maar wanneer is genoeg? Wanneer gaan ons aan? En jy weet, ek kan nie 'n antwoord gee nie, want elke ou se situasie lyk anders. En vir my gaan dit daaroor, toe ek aangestel is in die posisie wat ek nou het ek 2 goeders gesê. Ek wil elke dag relevant wees en ek wil waarde toevoeg. So, daar was 'n fliek gewees wat ek altyd na verwys is, The Patriot. Mel Gibson, waar die offisiere van die Engelse se verbykom en dan sit hy die gewere so teen die bome neer en hy sê vir sy laities die volgende, hy sê, eerstens uit die aard van die saak haal die offisiere eers uit en dan sê hy, aim small, miss small. En vir baie lank shotgun ons mog getroffe, ons skiet in 'n groep en ons sê, maar ons gaan ergens iets raak skiet. En ek sê, doen dit wat jy kan doen, waar jy is met wat jy het. Ek gaan nie, ek het nie nodig om die totale bedryf op sy kop te draai nie. Wat ek wel kan doen is om te sê, hoe lyk ons nou? En ons het 'n klomp goed wat vir ons belangrik is binne die voerkraalbedryf, onder andere is biosekuriteit. Maar dit word gedryf deur iets soos naspeurbaarheid. As daar nie naspeurbaarheid is nie, gaan jy sukkel om jou biosekuriteit te beskerm. So, daar's sekere goed wat ons in plek moet sit. En aim small, miss small. En dis nie baby steps nie, dis nie wat ek sê nie. Dit kan groot goeders wees. Maar fokus op 'n spesifieke ding. En dan natuurlik, ons praat in die landboubedryf baie, ek wil sê met 'n glimlag daaroor, maar boerepolitiek. Ek dink dis iets wat binne in hierdie hele rooi vleiswaardeketting, want nou sit jy nog met politieke situasies van jy het 'n primêre produsent, jy het 'n voerkraal. Nou tussen daai twee net, en dis nie uniek van ons waardeketting nie. Dit werk in enige waardeketting so. Die koper en die verkoper, as jy verkoop, wil jy die beste prys hê vir die swakste produk. Ek sê nie die produk is swak nie, maar jy wil die beste prys hê vir
'n produk, of hy nou goed of swak is, maak nie Ja, saak. absoluut. Waar, as ek 'n koper is, gaan ek natuurlik sê, ek wil minder betaal, maak nie saak of hy goed of swak is nie, ek wil die prys afdwing. En daai konflik, dis 'n ekonomiese konflik, bestaan en sal vir altyd bestaan. Ja. Maar dit is 'n ongelooflike, nou gaan ek weer terug na die boerepolitiek toe, dis 'n ongelooflike politieke situasie, boerepolitieke situasie binne in ons waardeketting. Want daar's altyd 'n aan die een kant die voerkraal en aan die ander kant die primêre produsent van julle probeer ons indoen, nee, julle probeer ons indoen. En op die einde van die dag met die feit dat toe ek begin het ek gesê ons is in 'n simbiotiese verhouding. Ons kan nie sonder mekaar bestaan nie. So daar's sekere goed waaroor ons altyd gaan verskil. My ewig nie by die RPO sê altyd ons stem oor alles saam behalwe die prys van kalvers. So, maar dis fyn. En ons gaan vir altyd verskil daaroor. Want ek sê bietjie laer, hy sê bietjie hoër. Maar weet jy wat nie? Om die waarheid te sê, ek koop nie een kalver aan nie. Ek wat Dewald is. So dit maak nie vir my saak. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor waarde toevoeging, relevansie en vat ons die rooi vleisbedryf na 'n nuwe hoogte toe. Daar word baie gesê rondom die rooi vleisbedryf in Suid-Afrika en die opmerking is we're the sleeping giant. En ek dink daar steek waarheid daarin en ons gaan iets daarmee kan doen as ons hand aan eie boesem steek. Okay. Ons het baie groot opportunities en geleenthede binne Suid-Afrika om ons rooi vleis op 'n wêreldstandaard neer te sit. En ek begin 'n bietjie meer filosofeer oor wat ek doen op elke dag. Maar ons moet na onsself kyk. En as jy sê op wêreldmarke is om môre ons rooi vleis uit te voer en op Tesco supermark in Brittanje se rak te gaan neersit. Byvoorbeeld, dis nie uitgesluit nie. Maar baie keer ek wil sê ons misken die feit dat daar iets is binne in nou dis dalk teruggekom ek in en uitvoer gestudeer het. Ons kyk na ons het 'n Chinese mark. Ons voer uit China toe. Nou op hierdie stadium voer ons slegs 4% van ons vleisproduksie uit. Ja. So ons produseer in Suid-Afrika 710,000 ton rooi vleis per jaar. Okay? Ons lê so 12/13de op die wêreldranglys van vleisproduserende lande. So ons is nie heeltemal out of it nie. Ons moet net weet dat die groter ouens, ek meen die Amerikas, hulle produseer 12 miljoen ton. Jos, So dit is verskriklik. dis verskriklik. Ons die grootte van ons land, ons samestelling, ons droogte, ons gaan nooit daarby uitkom nie. Maar ons hoef nie. Yes. Want ons moet teen onsself kompeteer. Op hierdie stadium kyk ons baie na die Brasiliërs en die Argentynë en so en sê ons wil so lyk. En ek sê, hoe lyk ons en hoe gaan ons beter raak? Eerder as om te sê, hoe vergelyk ons met 'n Brasilië? Uit die aard van die saak gaan dit op die einde van die dag kom. Ja. En ons moet kyk wat hulle doen om onsself slim te maak. Ja, ek wil Ons net moet sê maak soos die kry Australiërs. best practice. Ja. Gaan leer Weet jy wat doen die Australiërs? Die Australiërs kom kuier vir ons. Yes, dan land hulle hier en ons almal dra hulle op die hande. Die Amerikaners ook. En ons het sulke goeie praktyke en prosesse en oplossings vir probleme wat ons toepas. Dan kom, en ek sê dit tong in die kies, dan kom steel hulle ons idees, hulle vat dit terug soontoe, hulle regering betaal daarvoor, hulle kommersialiseer dit, en weet jy wat maak hulle dan? Dan kom verkoop hulle daai oplossings terug aan ons. Ai. Ons het die oplossings in Suid-Afrika. Ons moet dit net, ek wil sê, formaliseer en in onsself glo. So ek het vir jou 'n paar side note questions hier. So ek dink die eerste ding wat ek vir jou wil vra om aan te sluit by hierdie colors prys dilemma. Maak jy ons enigstens boeke oop? Ek dink nou aan Toyota, nê. Nee. Toyota, ek dink hulle noem dit Kairetsu. As jy vir Toyota en ek dink nou jy's aan Dr. Johan van Zyl, nê, wat onlangs oorlede is van jy's ook betrokke was by die besigheidskool. Baas van Toyota. So as jy Toyota wil verskaf, dan moet jy as 'n supplier, jy maak nou die liggies van die indicator of die wiper blades, dan maak jy jou boeke oop. Dis die deal. Dan kom sit een van hulle ingenieurs by jou fabriek, dan kyk hy alles en hy help jou, hier's die deal. Hy gaan sorg dat jy 'n fair margin maak. Fair.
Nommer 1 en nommer 2 is hy gaan kyk na jou produksieproses en hy gaan jou help om te streamline. Ja. So daai is my verfrissend. Ek bedoel, ek dink nie baie maatskappye kry dit reg met hulle verskaffers nie en ek dink dis dalk ook soos jy sê, dalk moet ouens 'n tisie neem. Weet, wat is die krag van boeke oopmaak? Maar is dit die deel van die probleem? Is dit 'n potensiële oplossing waar die ouens sê maar kyk die margins, kyk my prys, kyk my dit. Ek kan nie daaraan toe gaan nie of ek kan. Kyk, ek hoor jou en ek dink daar kan baie meer optimalisering wees binne in die waardeketting. Ek dink jy is 100% daar. Wat moeilik is by ons, en ek is ook op rekord, baie keer dan gee ek so steek na die graanprodusente toe. Ons moet onthou dat daar altyd 'n kontantprys is op 'n kalf. Okay, en as ek dit sê, ek wil dit net substansieer. Dit mag dalk wees dat 'n produsent, of hy nou 'n graanprodusent is of 'n lewendaarprodusent, nie noodwendig die prys kry wat hy wil vir 'n kalver nie. Hy kan dalk 'n laer prys kry. Maar daar's 'n tekort aan kalvers in Suid-Afrika. Ons het te min diere, so hy gaan altyd sy diere verkoop kry. Okay. Nou, en ek wil sê dis ekonomie 101. So jy gaan 'n hoër prys kry. Dis so eenvoudig soos dit. 100%. So nou kyk ons na eksklusiwiteit. So as ons kyk na verskillende voerkrale, elke voerkraal het 'n ander besigheidsmodel. Daar is nie eenvormige voerkrale wat sê ons doen dit op hierdie en hierdie manier nie, want hulle het nie dieselfde hoeveelheid kalvers nie. So daar onmiddellik gooi jy die koppe uit rondom hoeveel jy voer, of jy 'n veearts voltyds op jou in diens het en of jy net een inkontrakteer. So daar's 'n klomp kostes wat hier uitkom. Hoe die produsente dit doen, lyk heeltemal, ek kan nie kommentaar lewer rondom hulle dit doen nie, maar my argument altyd is, as jy 'n goeie prys vir 'n kalver wil hê, knoop 'n verhouding aan met 'n voerkraal wat jou kalvers koop. As ek periodiek of deurlopend aan jou kalvers lewer, en ek en jy kan 'n verhouding opbou, en jy sê vir my, ek wil graag by jou kalvers koop, maar ek wil hê hulle moet naspeurbaar wees. Ek wil hê hulle moet ingeënt wees met hierdie vaksin teen brucellose en ek wil hê die kalver moet vir 2 maande, 3 maande by die ma loop of hierdie biesmelk en al die goeders. En jy kan vir my bewys lewer dat jy dit gedoen het. Dan kan ek en jy mos 'n verhouding aangaan en sê daai kalf beteken en is vir my meer werd as 'n kalf wat ek glad nie weet waar hy vandaan kom, wie sy ma was, wie sy pa was, of wat hy geënt is nie. Want as daai kalver inkom by die voerkraal en ek weet nie, moet ek hom vir brucellose ent. Maar as ek weet, en jy kan vir my bevestig deur wat jy op papier het, dat hy wel teen brucellose geënt is, dan hoef ek dit nie weer te doen nie. Dis waarde toevoeging. Dis R3 of R4 of R5 per kalf. Nou koop ek 1000 kalvers aan. Dis R5000 wat ek nie nou hoef uithaal nie. Wie kry die voordeel? Die produsent gaan die voordeel kry. Nou, op hierdie stadium is dit soos enige besigheid. Wat is eers, die hoender of die eier? Moet ek dit begin doen, of gaan jy my eers betaal? Dit lyk soos Jerry Maguire, help me to help you. En ek is van mening dat dit gaan oor die liefde vir hierdie bedryf. Dis waaroor dit gaan, op die einde van die dag. Ons sien, in die bedryf sien ons al hoe meer dat, as jy nie gaan beweeg na speurbaarheid, daai boeke oopmaak, al daai tipe goeders nie, gaan jy uit die bedryf uit geskei word. Nou, ek is in Suid-Afrika, sit ons met 'n unieke situasie dat ons 'n dubbele sisteem het. Ons noem dit die swartmark. Gaan altyd daar wees waar jy aan geen reëls hoef te voldoen nie. En dis prysgedrewe. Dis prysgedrewe. So die goedkoopste een en nou. 100%. Suid-Afrika is 'n pryssensitiewe, of het 'n pryssensitiewe verbruiker. Prys is alles. En baie verskil met mense, jy gaan ingaan en hulle kyk na ander goeders. As ek 'n ramsteik het wat R300 daar lê, of 'n kilogram is, en daar's 'n gebleikte beesteik wat daar lê en hy's R80 'n kilo, gaan die verbruiker die gebleikte beesvleis koop. Hy gaan vark koop. Hoekom? Want sy sak sê hy moet dit koop. Yes. So as ons sê, my persoonlike opinie is ons gaan 'n dubbele stelsel hê, 'n formele waarde, 'n industrie, 'n value chain, en dan 'n informele een. Die informele een, kom ons sê vir nou, vir verlope gaan dit plaaslik lewer. En 'n formele waardeketting, as jy 'n sekere vereistes voldoen, gaan 'n hoër
eindverbruiker binne in Suid-Afrika kan bedien, maar hy kan ook uitvoer, want ons voldoen aan sekere standaarde. Want dit is wat die wêreld wil hê. Die wêreld wil weet, wat gaan aan in jou produksievermoë. Dis die ding, nee, so daai wat vir my, en ek sê hierdie seker een keer elke 2 weke vir mense wat wil hoor of nie, die toekoms is die sigbaarheid van jou waardeketting. Ja. En as jy nie vir die eindverbruiker sigbaarheid kan wys nie. Ons het ons 4de verskaffer, so simpel op baie klein skaal. Ons hier by Bouma, ons het nou uiteindelik verskaffer nommer 4, het ons gekry wat vir ons kon bewys, dat behalwe dat hierdie ouens, die koffieverskaffer, dat hy kan bewys dat hy 'n verhouding het met die boer in Afrika, hy ken hom, ken hy familie, so is nie eers fair trade uit 'n chappie nie, dis nou weer daai persoonlike verhouding, en ons kan daai supplier, ons kan alles trace, na daar waar hy die ou op die naam noem wat die bone verskaf, en dit het ons koopbesluit bepaal, jy weet, 100%. en nou is ons is gelukkig om mee geassosieer te word, dit lig ons, die waarde wat ons toevoeg vir ons kliënte, om te sê, kyk, ons koffie is nie sommer maar net nie, jy weet, so dis nou, as ek sê, 'n simpel voorbeeld, maar ek wil weet, hoe lyk jou waardeketting? 100%. En ek het nou begin om te praat deur graanprodusente. Ek het niks teen 'n graanprodusent nie, dit is fantasties. Hulle gee vir ons baie goeie chop wat ons vir die diere kan gee. Maar op die einde van die dag, as jy nie uitsluitlik 'n lewende hawe produsent is nie, gebruik baie mense, en dit is algemene kennis, gebruik jy die diere wat jy het vir kontant. Verstaan, as jou bank wat daar loop. Ja. Okay. En ek sê, daai gedeelte gaan natuurlik die indeelvorm van die invorming, tensy jy formeel deel raak, naspeurbaar is en dies meer. Maar as ons op die punt, ek wil sê, ons is dis imminent, dit gaan nou gebeur, dit is daarom te gebeur dat ons gaan skuif van die een sisteem na 'n dubbele sisteem toe, en ons moet 'n manier hê, en ons doen dit klaar vir China. Op hierdie stadium, ek kan die volgende vir jou sê, uitvoer na China toe, die uitvoervoerkrale het 'n dubbele sisteem, want ons mag nie growth enhancers of groeistimulante voer vir die diere wat China toe gaan nie. So ons sit met 'n voerkraal, wat aan die een kant produseer vir die plaaslike mark, en daai ouetjie gloei in die donker. Hy kan groei. Ja, ek sê hy gloei in die donker. Nee man, dit ek is nie swat waar. man, hy so ingespuit, ek swat altyd. Hy daar nie so gespuit nie. Nee, nog nie so gespuit. En dan kry jy aan die ander kant wat China wil hê, wat niks. Nou, hoe kan jy dit in een voerkraal doen? En China aanvaar dit. Dan moet ons dit mos kan bewys vir die res van die wêreld. Yes. Die Europese Unie verwag ook sekere goeders. Hulle verwag inteendeel. Die VPN1, dis 'n veterinary private note. Veterinary practice note, wat sê presies hoe kan jy uitvoer. Aan die EU moet jy 2 goed bewys. Eerstens dat jy naspeurbaar is, en sê net vir die ouens daar buite, wat is die layman's terms van naspeurbaarheid? Okay, naspeurbaarheid gaan daaroor dat jy en eenvoudig is dit dat 'n dier gemerk word van 6 maande af. Nou ek wil nie wette ingaan nie, want dan gaan oor tatoeëermerk en oor brandmerk en alles, maar dan moet bewese inligting wees oor 'n spesifieke dier van 6 maande af. Dit wat met hom gebeur het. Dit wat met hom gebeur het. Genoteer. Hy het elke liewe ding wat met hom gebeur, elke liewe intervensie wat met hom gebeur, word geboekstaaf, en by die oorhandiging, en dit word kan ek sê, by oorhandiging of verandering van eienaar, word daardie inligting oorgegee, van die produsent na die voerkraal, na die abattoir toe, en hy kan bewys lewer. Nou, dit is belangrik om te verstaan dat dit sal groei, maar dat jy eerder iemand ekstern wil hê wat jou audit en sê, ek stem saam, dit wat met die dier gebeur het, as wat ek sê, my beeste is die beste, hy het dit en dit gekry. So, ons kan daaroor, en ek dink dis ontwikkeling, maar om te begin deur te sê, hierdie dier, hier staan hy, dis hierdie kalf, hy kom van daai koei af, van daai bil af, dis hoe hy gegroei het, en. Dit is goud werd. En data is goud. Daai is die medium na langtermyn strategie. Jy sê, dis die geleentheid vir ons, is ons nie net China nie, die res van die wêreld, maar ons moet daai, soos jy sê, na speurbaarheid, en ek kry die ook, tegnologie gaan ons hierdie ding versnel. Dit gaan. Daar gaan altyd mense wees, produsente, voerkrale, abattoirs, wat sê, ek stel nie belang hierin nie. En dit is alright. Ek dink dit is fyn. Is dit nou weer, is dit 'n koste-komponent, of is nie lus nie, of ek wil nie uitvoer nie, ek's happy, Kyk, daar's 'n flip side of the coin, en ek wil nie te veel daarop ingaan nie, maar party ouens sê, maar as ek al my diere merk, dan gaan die regering weet hoeveel belasting ek moet betaal.
Okay, ek wil nie te veel daarop ingaan nie. Ek hoor jou. Ek het 'n opinie daaroor, maar ek dink nie ek moet dit nou sê nie. So, en dan gaan ons hierdie ding nou, hierdie gesprek nou moet stop. So, vir wat ook al die rede is, dit maak nie saak nie. Daar gaan 2 sisteme wees. Maar ek kan jou beloof, so seker as dat ek hier sit, die wat is dit, die retailers in Suid-Afrika gaan begin sê, maar hoekom kan jy voldoen aan die internasionale markse standaarde? Ek sê die retailers, die verbruikers gaan sê. Maar ek wil weet. Ek wil weet. En ek weet ons is agter eerste wêreld. Ons moet mekaar nie doekies omdraai nie. Ons is nog nie 'n eerste wêreld land nie. Maar daar is verbruikers in Suid-Afrika wat wel eerste wêreldse inligting wil hê oor wat hulle doen. Ja. En wil verstaan waar het hierdie dier geloop. En soos jy nou gesê het, wat gloei as die ligte afgaan. Hulle wil weet wat gaan aan. En ek sê ons moet hierdie gesprekke oopmaak. Ek het eendag 'n fout gemaak, 'n klein rukkie terug, en ek is baie jammer daaroor. Met 4 dogters in die huis het ek 'n groot flate begaan. Ek het gesê voor dit klomp studente by Tikkies, ons moet ons rokke oplig, maar dit moet asseblief glad nie gebeur nie. Kom ons maak ons borskaste oop en ons wys. Ja. Kom ons maak ons borskaste oop en ons wys wat binnekant aangaan. Dit klink baie beter. Ja. En ons wys vir hulle wat aan die binnekant aangaan, om te sê dat as jy praat van groeistimulante, dat dit is wat dit beteken. Dit beteken dat vir 'n sekere tydperk groei 'n dier op 'n sekere wyse. Daarna is daar, en ons toets dit. Ek meen ons het 'n program wat residue moniteringsprogram is, wat elke liewe karkas toets om te sê hier is miljoene gedeeltetjies wat hier in, dit kan niks, ek is in elk geval nie 'n bees nie, so 'n bees se hormone gaan niks van my maak nie, maar om gemoedsrus te gee en te sê ons voldoen aan sekere vereistes. Ja. En dit is so, ons het 'n vleisveiligheidswet, ons het mense wat dit toets, ons het 'n residue moniteringsprogram, so ons voldoen aan al die vereistes. Ek en jy het vroeër gepraat oor die program wat ek aanbied, en dis presies dit is om te sê dat ons vleis is veilig. Ons het goeie vleis, ons het wêreldklas en wêreldstandaard vleis. Voldoen ons vleis altyd daaraan? Ek weet nie, ek kan dit nie sê nie, want ons het nie 'n program wat dit meet, 'n graderingsstelsel wat dit meet nie, maar wat ek wel sê is, die Chinese soek ons vleis. Wat ek wel kan sê is, ek het oproepe gehad in die middel van lockdown, uit Italië uit, wat sê, ons soek Suid-Afrikaanse beesvleis. Wow. Dit is nie 'n slaghuis nie, dit is Italië. Yes. So, daar is 'n vraag na ons vleis. So wat sê jy is die geleentheid, ek wil terugkom na daai 4%, nee, uitvoere, so wat dink jy is die potensiaal daar in die kort termyn? Is dit 'n dubbel dit, en wat beteken 20 vragdag? Ons wil hom groei na 20% toe. Dis wat die bedryf, die totale waardeketting in die bedryf sê ons, so wat is dit, 740,000 ton, is ek reg? Nee, dis reg, ongeveer. Ja. Maar wat moet ons dan doen? Ons sit met 13 miljoen diere in Suid-Afrika, waarvan 40% in die hande is van opkomende boere. So, ons moet, in ons bedryf, moet ons sekere goed verander, om daardie boere deel te maak van die waardeketting. Nou, om daai saam te trek, nee. Dis jou triek, nee. Jy het nie een ou wat duisende beeste het, en jy het nou duisende ouens wat 'n paar beeste het. Daar's 1.2 miljoen huishoudings in Suid-Afrika wat diere het, wat beeste het. Wow. Dit is massief. Ja. Almal van hulle lewer nie binne die waardeketting nie, maar 'n klomp doen. Ek weet van hierdie uitvoer abattoirs wat China toe uitvoer, verseker dat ten minste 10% van hulle diere uit die opkomende mark uit. So daar's nou weer, ek wil sê, daai CSI komponent wat jy die kaart kan speel. Maar dit kan nog beter raak. Ek meen, op hierdie stadium voer ons kalvers in van Namibië en van Botswana af, omdat ons nie genoeg kalvers in Suid-Afrika het nie. So, as ons meer kalvers plaaslik produseer, dan wat saai gaping op hierdie stadium? Wat saai tekort? Ons voer ongeveer 220,000 kalvers 'n jaar in. So dis so 2021, dit wissel, maar 220,000 kalvers 'n jaar. Pragtig, né? Ja. En daai prysverskil? Ja, is dit so hou hom. Ja. So dis nie dat jy nou die manne nou gaan sê, hey, julle voer in van buite af. Nee, wat wel gebeur is, en onthou, dit moet ons nou baie mooi verstaan, die ingevoerde kalvers word dieselfde prys betaal as die plaaslike kalvers, maar die vervoerkoste is dan nou vir die veiling, vir die voerkraal. Weet jy hoekom is hulle bereid om dit te betaal? Want Namibiëse beeste is gemerk. Dis nou weer nie naspeurbaar. Botswana beeste naspeurbaar. Okay. So kom daai dier in Suid-Afrika in 'n voerkraal in, word hy onmiddellik opgelink met 'n nuwe nommer in Suid-Afrika in die voerkraal, en daar's naspeurbaarheid. Sure. So naspeurbaarheid is die sleutel
binne in die waardeketting, maar meer as dit. Nou terug by hoekom ek in koffie vir 'n lewe. Lobbyist. Verhouding. Ons dink ons is in die beesbedryf of die rooi vleisbedryf. Elke liewe besigheid gaan oor verhouding. En jy kan, ons het nou vir Johan van Zyl genoem. Wyle Johan van Zyl. Dit wat ek van hom ken en dit wat ek van hom ervaar het en die kere toe ek hom gehoor het, was alles uit verhouding. Hy was 'n unieke persoon, maar vanuit verhouding gewees. Nou, ek wil nou stap hier en ek wil dalk 'n bietjie verder gaan. As jy kyk na die Bybel, en dit is baie keer so, en net so kan ons dalk praat oor die Koran of al die goeders, maar as jy kyk na die Bybel, gaan oor verhouding. Dit wat ons daar leer is, Jesus het vir Saggeus uit die boom uitgehaal, en hy het vir hom gesê, ek wil by jou eet. En nadat hy met hom geëet het hy vir hom gevra, wat gaan jy doen? Vanuit verhouding. Ek kan nie daar uit die boom uitskiet en vir hom sê, hey jou ap, wat sit jy daar bo, jy lyk simpel, jy kom af en ek dink jy vertel hoe word jy goed gedoen nie. Dis nie hoe dit werk nie. Verhouding. Alles wat ons doen in besigheid is geskoei op verhouding. En as ons dink dit gaan oor die rand en sent, is verskriklik belangrik. Maar as jy jy moet verhouding met jou kliënte hê. Jy moet verhouding hê met jou werknemers. Jy moet verhoudings is, nou daai soft issues as deel van die MBA is verskriklik belangrik. Maar hulle word soft issues genoem. En jy sal as jy met critical issues. As jy by die besigheidskool praat byvoorbeeld met Prof Leon Jackson. Kyk jy moet hulle sê dit is die core goeters daai. Maar dit is so. Die ander goeters, met die MBA was dit vir my altyd gewees. Dit het Prof Bishop of enigeen van hulle vir leer rondom ekonomie, rondom advertensie, rondom al hierdie goeders, is dit wat ek binne my kantoor sit en doen as dit geslote is en ek kan 'n plan op die tafel sit. Maar dit wat buitekant toe gaan, dit wat gaan oor die mense is buitekant toe. En dit is die begin, want as jy nie die support het en die ondersteuning in die gesprek nie, kan jy die planne kan jy al die planne hê. Ja. Structure follow strategy. Daai en is my behalwe dat ek 110% saam met jou stem. Ek dink dis wat en ek het weer eens, dit klink of ek alles onlangs gepraat, maar dis werklik onlangs gewees wat ek weer van Suid-Afrika wat vir my nog en jy weet ons storie wat ons nou teruggekom het na jare, baie jare in Engeland en die wat Suid-Afrika vir my anders maak en ek dink soveel te meer die landbouindustrie is hoe dit verhouding gedrewe is. Waar in Engeland, Europese meer jou formele, ek wil sê eerste wêreldlande is al prys om te betaal vir dit. Die komputer besluit of jy hierdie werk gaan kry of jy hierdie, jy weet ek praat nie van tender nie, maar die punt is hierso is verhouding het 'n groot rol wat hy speel en ek wil sê vertrouensverhouding. Want ek vind ook meer is, jy weet, as jy ou vertrou, dan gaan jy mos nou makliker besigheid doen, en soos jy sê ook, nou wil jy gaan nie die ou probeer skroe nie, jy gaan agteroor probeer buig om hierdie, by die wen-wen uit te kom, nee. Ja, verhoudings is sleutel en, ek weet, ek dink, veral, en ek het nou gepraat van die politiek in ons bedryf, en die rooivleisbedryf spesifiek ook, ek het gepraat van, en ek het gesê, dis 'n symbiotiese verhouding, ons moet verstaan, ek het eendag, en ek wil nie vir die staaltjie vertel, een van die, ek sal nie sy naam noem nie, een van die direkteure van RPO het my die gesprek gehad, en hy sê hy was by 'n veiling gewees, en hy sê my vergewe as ek nou sy storie vat en dit vertel, maar dit het vir my so sin gemaak, en hy bie op hierdie diere, en hy stryd dit af, en op die einde van die dag koop hy die diere, teen 'n baie goedkoper prys, as wat die ander diere verkoop is op die veiling. En toe hy in die kar klim, en hy by sy skoonpa het hy geleer om te boer en so aan. Toe sê sy skoonpa vir hom, wat het jy nou gedoen? Hy sê, hy het 'n fantastiese deal op hierdie veiling gekry, wat hy het hierdie ou so afgestem. Hy sê, jy verstaan nie. Hierdie ou moet ook geld maak, om môre weer aan jou diere te verkoop. Jy het hom nou so afgestry, en hy het so min vir daai diere gekry, dat hy heel waarskynlik nie môre kan lewer nie. Ja, hy het nie nou geld om die besigheid in gang te kry. Presies, so almal in hierdie waardeketting moet geld maak. En dis presies waar dit gaan. Ons moet mekaar oppas. Sonder die rooi vleisprodusente organisasie en hulle lede, is daar nie genoeg diere om aan die voerkrale te voorsien nie. As die voerkrale nie hulle kan bring nie, is daar nie genoeg vleis vir die abattoir nie. En so is daar nie genoeg vleis op die einde van die dag op ons rakke nie. En so gaan ons dan lyk soos Namibië. En jy kan gaan kyk, Namibië bloei. Hulle voer fantastiese vleis uit, maar hulle het nie genoeg vleis vir hulle eie mense in hulle land nie. Ja. Vleis is onbekostigbaar hier in Namibië. Vir wat se rede? Wel, daar is nou 'n klomp, maar onder andere een van die goeders is,
hulle wil uitvoer. Ek wil sê, hulle verstaan nie verhouding nie. Hulle verstaan nie verhouding nie. So ek wil 4 goed vir jou vra. So eers een, ek wil vinnig aansluit by die baie goeie advies van verhoudinge, wat ek 100% mee saamstem. Nommer 2, wat om nie te doen nie? Wat is een van die, sal 1 of 2 goed wat uitspring oor die jare, wat jy nou sê, dit was nou absoluut die domste ding, wat ek kon doen, of dalk iemand anders kon doen, wat het uitgespring? Ek is van mening, dat, ek het nou gesê, ek is vlug van begrip. Nou daai fout maak ek nog baie keer, is om te dink jy die antwoord, of jy weet alles. Ek dink, een van die grootste foute wat 'n mens kan maak is, assumptions. Nou daar's 'n sê ding rondom assumptions, maar dis verskriklik belangrik om nie aannames te maak rondom enigiets nie. Ek dink 'n goeie entrepreneur, 'n goeie bestuurder, 'n goeie leier, moet stil bly en luister. Jy moet hoor wat word op die tafel gesit. Ek weer eens, ek wil 'n ding verwys na, of 'n voorbeeld gebruik. Ons het in 2004, 3, 4, 5 die Skalk Pienaar, wat my mentor was, ons sit in 'n vergadering, en ek is 'n jong prokureur mos nou, en ons MBA besig om te doen, so hy, weet jy, is mos 'n chopper. Jy is slim nou, jy is baie slim. En so sit ons is 3 of 4 ouens, een ou van die ekonomie kant, en ons almal sit saam rondom 'n tafel, en ons maak 'n besluit of ons laboratorium moet koop. En ek kan wel sê dat daai laboratorium op hierdie stadium fantasties doen. En ons het 'n goeie besluit gemaak daai tyd, maar Skalk sit toe lank terug, en ons voer gesprekke, hoekom nie, syfers en voordele en alles. En toe ons almal klaar is, toe sê hy, is julle klaar? En hy Skalk praat toe. En hy kon toe, almal se argumente, kon hy toe saamvat, en hy het uiteindelik 'n besluit gemaak, as die bestuurende direkteur van die maatskappy. Kyk, die besluitneming het op die einde van die dag totaal en al by hom gerus. Yes. Maar hy het niks gesê, voordat hy nie almal uitgeluister het. Al die inligting. So, baie keer, en dit gebeur telke male, as ek kan sê, waar mens, you jump the gun, verstaan, jy dink jy weet presies wat die persoon, en dit gebeur in ons huise ook. Ek het met kinders, waar jy dink, dis wat die kind wil sê, en jy skiet dit af, of jy begin praat voor die tyd. Dit is, ek dink, van die grootste foute wat gemaak word, om nie te luister en te verstaan, wat aan die ander kant aangaan, en wat presies probeer daardie persoon sê nie. Baie keer, en ek dink in ons bedryf en in besigheid, aanvaar mens weet wat die verbruiker wil hê. En, jy weet, want dis wat ek wil hê. Ja. So dit, almal moet mos so voel. Ek is Jan Alleman, so dit maak sin. So dit maak sin, want ek verstaan die bedryf. En ons moet onthou dat daar mense is wat die bedryf verstaan nie, of ons moet ook verstaan, byvoorbeeld in ons, wie koop rooi vleis? Dis nie, ek en jy dink, ons koop die rooi vleis. Nee, dis die vrouens. Die algemene ding daar buite is, die vrou gaan koop die vleis. Sy, en mens moet praat tot daardie persoon. Nou die retailers, die groot, maar hulle verstaan dit 100%. En hulle weet presies om met wie om te praat. So, ons moet luister wat ons kliënte wil hê, en natuurlik ook wat jou werknemers wil hê. En dis 'n ontsettende groot fout, aannames. Ek dink is die downfall van baie ouens. Ja. En weer eens, sterkere verhouding. Ja. Nou kan jy eerlik gesels, hoe minder aannames, hoe meer. Is baie goeie advies. Biosecurity, jy dit aangehaal. Ja. Gee ons 'n snapshot. Wat beteken dit? Wat is die probleem? Wat is die geleentheid? Right, so binne, en ek gaan verwys na die lewende hawe geleentheid, want jy het in Afrikaans, in Engels wys hulle na die phytosanitary reëls en regulasies en dis meer, maar biosekuriteit spesifiek vir lewende hawe en aanteeldiere gaan daaroor dat jy sekere prosesse, protokolle in plek sit om jou dieregesondheid op 'n sekere standaard te hou. Kom ons vat byvoorbeeld back and closure op hierdie stadium wat nou baie relevant is. Daar's 'n plig op die staat om hulle noem dit surveillance te doen, op 'n deurlopende basis te kyk of daar back and claw binne in die diere voorkom. So as die surveillance nie plaasvind nie, gaan jy op enige oomblik kan jy 'n uitbraak hê
en dan gebeur soos wat tans gebeur in Suid-Afrika, dan moet ons 'n massiewe klomp geld spandeer om surveillance te doen om te kyk hoe ver, wat is die reaktiwiteit? Reaktief, waar dit eintlik aktief moet wees, of proaktief. So biosekuriteit in besonder gaan daaroor, dat jy jouself en na jou eie kudde omsien en sorg dat dit gesond is. Dis is om vitamines te drink, ek drink rooi peper elke dag om sekere goedes in plek te sit, en ek dink hierdie en ek dink daai, dis dit vir jou kudde. Ja. Dis wat dit is, om seker te maak, en biosekuriteit is soos, jy weet, dis soos alles anders, jy moet net op jou eie werk kyk. As elke ou nie kyk na die ou langsom nie, en net sorg dat sy kudde gesond is, gaan dit baie beter wees. Nou wat gebeur is, in Suid-Afrika, en ek sal dit kort noem, baie keer wat gebeur is, ons wil kyk na die opkomende boer langs ons, en sê maar, hy doen nie dit nie, so hoekom moet ek dit doen? En ek sê, so jy gaan nie, hoekom moet jy dan 'n mediese fonds? Want die ou wat buitekant is, het nie 'n mediese fonds nie, maar jy het ene. So hoekom kyk jy na jouself? Dit maak mos nie, dit is so nou vinger af te sny om daai ou te spot. Verstaan, dit maak nie sin nie. So biosekuriteit vir my gaan daaroor dat elke ou kyk na sy eie diere gesondheid en die diere wat deel is van sy eie kudde en dit op te pas. Suksesstorie. En ek wil nou nie lei nie, maar dis nou toevallig toe inkom en ons praat van Philip van Sernik. Ek bedoel die ouens wat nie weet nie, Nick Serfontein verlede jaar boer van die jaar gewees, ek was daar op sy plaas gewees met die mediadag in Februarie, voor COVID nou nog, en ek bedoel dit is jou mond hang oop oor hoe die ou, maar hy is 'n bedryfsingenieur, so hy verstaan supply chain, ja. Maar hierdie is nou, wat ek jou wil vra is 'n suksesverhaal, nou wil ek nie, so ek sê ek wil jou nie lei en sê kom ons praat oor Sernik nie, maar ek bedoel, jy praat nou van produsent, vleisprodusent, voerkraal, slagpaal, die kos selfs, restaurante, afsetpunte, die hele, is daar... Ja, ek dink daar's baie suksesverhale. Ek dink ons, en Nick is 'n baie goeie voorbeeld daarvoor. Ek dink oom Nick, en ek noem hom maar oom Nick, want hy is my pa. So oom Nick het sekere goed as reg gedoen, en hy het die totale waardeketting. Nou onthou, weer terug na MBA toe, as jy die hele waardeketting het, dan bestuur jy wel hulle waardeketting en jy sny jou risiko uit. Want ek weet waar dit gebore word, wat ek oordra in die voerkraal, wat ek in die abattoir, jy verstaan alles, want jy het sigbaarheid. Ja. Daai sigbaarheid waarvan jy gepraat het. Sernik is 'n baie groot voorbeeld. Ek gaan net, jy het nou spesifiek gesien na die wenne wat hy gehad het en die suksesse wat hy behaal. Ek het 'n opmerking dat voerkrale hulle self, ek wil sê, elke 12 na 24 maande reinvent. Sure. Hoekom? Jy sal sien, en kom ons vat nou Sernik en oom Nicola as 'n voorbeeld. Hulle is die heeltyd besig om vernuwend te dink. Wat kan ons bysit? Wat kan ons anders doen? Vir die eenvoudige rede, eerstens hy moet voorbly in die resies. In die tweede plek is, as hy dit nie gaan doen nie, want hy probeer sy koste sny. Hy probeer so ver as moontlik elke keer koste verlaag deur effektiwiteit. Deur beheer, deur oorsigtelikheid. En hoe meer jy dit kan doen, hoe meer effektief kan jy wees. En dis die uiteinde daarvan. Sernik is een van hulle. As ek kyk na die groot, ek gaan nou 'n paar, van die ander lede, as jy kyk na Karanbeef. Karanbeef is 'n fantastiese voorbeeld ook van 'n ou wat onder begin het. Ek meen as mens die gesprek het met Iver Karan en verstaan waar hy vandaan kom. Ek meen daar was Sparta, hulle het al bestaan, Dirk van Reen en hulle, en Iver het by hom gaan beeste koop, as 'n jong, soos hy sê, 'n jong Jood wat niks geweet het hiervan nie, en hy het 'n besigheid opgebou wat die grootste family-owned voerkraal in die wêreld is. Pragtig. Nou, ek wil dit net sê, want dit is nie die grootste voerkraal nie, dis die grootste family-owned, ja. Die ander is almal korporatief, yes. Dit is 'n massiewe eer om daai voerkraal in Suid-Afrika te hê. Dis 'n massiewe, hy het ongelooflike hoë hoogtes bereik in die manier wat hy goeders doen. Is dit net hy, die eerste ding wat hy vir sal sê is nee, ek het 'n span van mense wat saam met my werk. Ek kyk na Beefmaster, as jy kyk na die Van Reenen familie, onthou daar's Sparta en Beefmaster word albei besit deur Van Reenens, dis nig en neef, so waar hulle vandaan kom, en as jy, weet jy wat is eintlik verskriklik, Lou Van Reenen is die voorsitter van ons voerkraalvereniging, en hy is die CEO van Beefmaster, en hy het my eendag vertel van 'n storie, hy het met 'n ander boer gaan praat en gevra, waar kom jy vandaan? Wie is jy? En die boer kon dit nie vir hom sê nie. Toe sê hy vir hom, ek is Lou Van Reenen, en my voorvaders
het saam met Jan van Riebeeck of net na hom op die skip gekom. En weet jy wat was hulle gewees? Vleishandelaars. So, sedert die 1600s is hulle in die vleisbedryf. Ja. So, hy ken sy geskiedenis. En dis 'n ongelooflike prestasie. Hulle het nie gegaan en gesê, maar ons word nou ewe skielik bouers nie. Ja. En ek wil almal challenge eintlik hier om sê, wat is jou geskiedenis? Ja. Ek sê nie ek kan dit nie verander nie. Ja. Maar waar kom jy vandaan? Gaan vind uit. Ek dink is ongelooflik om te verstaan wie jou voorvaders was, waar hulle vandaan kom, hoe het jy ontstaan? So, as jy kyk na Beefmaster byvoorbeeld, as jy kyk na Sparta Beef het weer heeltemal 'n ander aanslag rondom 'n nisproduk met Angus. Wat hulle ongelooflik, as jy in die lughawe gaan staan en jy vlieg internasionaal en jy gaan in die duty free shop, wat kry jy? Angus beef. Dit is net, so, oom Dirk van Renen het altyd gesê, en ek haal hom nou aan as ek verkeerd is met my skiet daaroor, maar hy het altyd gesê, as jy 'n beeste vel aftrek, is almal Angusse. So, want jy kan nie sien. So op die einde van die dag, maar Sparta, Estelle het 'n fantastiese ding gedoen en sy het ongelooflike hoogtes bereik. En dan kyk jy na kleiner, ek wil sê kleiner, en is nie klein voerkraal nie. SIS, wat die ou Canheim was wat oorgevat, dis die Heimanse, dis ongelooflike besighede wat bestaan oor nie 10, 15, 20 jaar nie. Daar's Chamber Beef. Jy weet, Jacques, hierdie ouens bestaan vir 50 jaar. Yes, so, die meeste voerkraal in Suid-Afrika, jy begin jou voerkraal gister en dis tydsaam. En die meeste van hulle is 20, 30, 40, 50 jaar oud. Ja. Nou dit maak dit baie keer moeilik in gesprekke om te sê dat, ek wil graag 'n voerkraal begin. Ja, is fyn, jy kan, maar het jy 50 jaar. Ja. Jy kan either deelneem in die waardeketting of jy koop in. Of jy spandeer geld en jy koop aandele binne 'n waardeketting. Ja. Maar dis alles ouens wat ek dink fantastiese hoogtes bereik het. En so is elkeen op sy eie. Het 'n ander tipe van 'n sukses bereik binne in die rooi vleis en spesifiek dan in die voerkraal omgewing. Laaste vraag, en ek bly jy het nou die Angus as 'n niche angle aangehaal, want ek het hier 'n nota gemaak, snaakse vleis. Wagyu is 'n snaakse vleis, baie goeie voorbeeld. Kom ons praat Wagyu, en dan kom ons praat, is daar iets kleiner skaal vleis wat weird is, wat aan die gebeur is? Okay. Wagyu, baie interessant, ek ken van Michael Bradfield, wat die CEO is van Wagyu, baie goed ook, en dis interessant, ek dink die probleem met Wagyu, en as ek sê probleem vir die algemene oues, is die koste daaraan verbonde om Wagyu te boer. Nou, hulle sal baie argumente hê, maar jy moet 'n mark daarvoor hê. So, in die waardeketting glo ek gewoonlik, jy begin agter. Jy het eers 'n mark en dan ontwikkel jy. Ja, ek was waar is jou afsetpunt? Is daar 'n koper? En dan gaan jy. So, Wagyu is baie moeilik, en daar's baie ouens wat hulle hand daaraan gewaag het en gesê het, nee, dankie. Ons het Wagyu in voerkrale. Ek meen onder andere, ek sal Sparta weer uitlig. Hulle het Wagyu, hulle voer Wagyu ook, en dit lyk anders te as gewone voerkraal. So, daar's ouens wat dit probeer en baie suksesvol is daarin. Nis produkte spesifiek, en as jy kyk na, kom ons gaan terug na Sparta Angus toe, jy moet 'n brand bou. Kyk, dis moeilik, en dit vat verskriklik baie tyd om brand te bou. Chamber Beef hier in Babsfontein is ook ene. Chamber Beef het 'n heeltemal 'n ander uitkyk. Hulle is nie 'n generiese produk nie, dis ook 'n nisproduk. Hulle naam is 'n nisproduk, want hulle doen sekere goeders op sekere maniere. Jy sal, as jy Stellenbosch toe gaan, en baie van die restaurante daar, dan koop jy Chamber steak. Wow. Hulle verkoop dit as dit. So, daar's baie nisprodukte. Nou, onlangs was daar, en ek wil daarna verwys, ek dink dit is belangrik, die Israelies moes gesê, hulle het nou vleis gekweek. Is dit die bioreactor of wat is? Ja, hulle het nou vleis in 'n lab gemaak. En ek weet, in Suid-Afrika het ek nou die dag gelees, is hier ook 'n maatskappy wat dit gedoen het, en hulle wil dit meer eco-vriendelik en so aan. Nou, ons kan baie gesprekke daaroor hê, en dis meer oor wat is eco-vriendelik en nie, en wat gaan binne in daai vleis in om te kweek, en wel, dit is soos 'n elektriese kar se battery. Ja, 100%. So ek het gesprekke daaroor, maar ek glo tog dat daar 'n plek vir almal is. Ek het baie gesprekke, jy weet, 'n voerkraal setup is 'n ding waar jy mielies voer of produk voer, en jy hou hom in 'n spesifiek kamp waar free range sê en jy alles moet loop, maar ek sê daar's 'n spesifieke
mark vir almal. En ek dink soveel keer probeer ons mekaar dooddruk. Daar was nou die dag in Landbou Weekblad het Mani my gebel, wat altyd in Landbou Weekblad skryf, en sê, hierdie ou het hierdie goed gedoen, en hy sê, sy goed lyk so, en is baie beter as voerkraalbeeste. Toe vra ek vir hom een ding, toe sê ek vir hom, is dit nodig om my produk af te kraak, om syne te boost? As jy daar begin, is jy slippery slope. Ja. En ja, daar's baie produkte hierdie, ek sal nou dink hoe daaroor sê hoe ek daar dink, maar ek dink dit is nodig om te sê, varkvleis is nie goed nie. Ek dink, ja, 'n varksteak op sy tyd is lekker. 'n skaapvleis. Ek wil sê, bacon, wat sal die wêreld sonder bacon wees? 100%, maar bacon is nie vark nie, want dan gaan jy al die ouens in Saudi-Arabië verloor. Nee, bacon is nie vark nie, nee, dis bacon. Dis gebleikte. Vleis is bees. So, jy weet, ons almal het 'n plek. Daai ouens wat hierdie snaakse produkte en hierdie goeders kweek. Ek dink daar's plek vir hulle in Suid-Afrika spesifiek. Dink ek gaan dit baie moeilik wees om pos te vat. Vir die eenvoudige rede, ons het nou daaroor gepraat, prys. Jy gaan nie in Kenia instap en sê, "Wow, jy mag nie daai stuk steak eet nie, jy moet daai ene koop wat van plante gemaak is." Wat gaan hy vir jou sê? Hy gaan sê, "Nee, meer. Jy verstaan nie, ek soek proteïen." So Afrika is in 'n baie unieke posisie, maar dit skep massiewe geleenthede. Maar verantwoordelikhede daar saam om te produseer volgens welvaart of welsynstandaarde en reëls toe te pas. En dis waarvoor ons staan. Ons sê, ons verstaan dat daar nie vrae is nie, maar daar oë is rondom die manier hoe mense hierdie goeders doen. Dis net soos hoenders binne in 'n hatchery. Ek meen, jy sit al hierdie hoenders saam, daar's vrae daar rondom, maar jy moet dit met die nodige etiek hanteer. En ek dink, ons is hier om te heers oor hierdie diere, maar ons moet dit verantwoordelik doen. So, ja, daar snaakse goed, en ek dink, baie ouens is besig om te eksperimenteer, en dis fantasties. Ek bedoel, hoe meer rooi vleis verkoop, of het nou voerkraal, free range, noem dit wat dit wil is, hoe meer rooi vleis word verkoop, en hoe beter doen dit ons mark. So ek is van mening dat, ja, my werk is om te kyk na voerkraal en my lede, maar ek sê, ons moet, soos wat baie ander lande doen, moet ons 'n brand Suid-Afrika daar uitsit en sê, kom ons gaan verkoop Suid-Afrikaanse rooi vleis aan die res van die wêreld. Yes. Dewald, dit was heerlik om jou te gesels. Dis insiggewend hierdie. Ek bedoel, dis 'n ander wêreld wat jy vir ons 'n bietjie oop gegrou het. Dankie vir jou tyd. Sterkte, is daar iets snaaks in die pipeline vir die, ek wil sê, ek vandag besef is 3 maande voor almal 100% aan die straat begin dink. Ek dink ouens werk nog tot die 17de Desember toe, maar die ouens begin aan die strand dink. Is daar iets snaaks in gebeur? Weet jy wat is interessant? Dis nie die ouens wat strande toe gaan in Desember wat ons vleis koop in Desember nie. Dink bietjie hier aan, nee. Die blue collar workers kry bonusse oor Desember en hulle koop halwe of heel karkasse en hulle maak. Ons verkoop dubbel die hoeveelheid vleis wat ons verkoop in die res van die jaar en maande. Nie vir daai tydperk nie, maar die maand verdubbel oor Desember. Vir ouens wat volledige karkasse koop. Nie ek en jy wat see toe gaan en meer steak eet nie. Nee. Want ons eet soveel steaks wat ons eet. Ja. Hulle koop dubbel die karkasse en daai ouens is die ouens wat ons moet nader trek en ons moet rooi vleis verkoop eerder as hoender. Want hoender is stapelvoedsel. Nou, Isak Breitenbach is 'n goeie vriend ook van die CEO van SAPA. Maar al wat ek sê is, rooi vleis, ja, is niks soos niks soos 'n steak nie. Weet jy, ek sal sommer my tong in die kies aanmerking maak, dalk 'n deal met Samsung of iemand, want ek hulle verkoop meer yskaste ook dan. Daar's 'n strategiese partnership. Ek gaan koop 'n yskasmaatskappy. Jy wil verskrik, dankie. Sterkte vir die laaste kwartaal en ek hoop om weer met jou te chat. Dankie, Jock. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.